that saved a wretch like me. Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat vir ons gekom het, bykans 2000 jaar terug, dat God het 'n afgehandelde werk gedoen in Jesus Christus. Jesus Christus het vir elke mens gesterf, hy het na 3 dae opgestaan, hy het vir elke mens 'n nuwe lewe gegee. Dit is vir ons om te hoor van daai nuwe lewe, en dit te glo, met ander woorde te aanvaar. Efesiërs 1:13 sê, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, gehoor het, en dit geglo het, geloof is 'n oortuiging, met ander woorde, oortuig is daarvan, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. So baie belangrik is, as ons na dit gaan kyk, dan sien ons dat ons moet hierdie woord hoor, en ons moet hierdie woord glo, met ander woorde, ons moet dit ons eie maak. En die evangelie van jou redding was nie voor die kruisiging nie, dit is na die kruisiging, en dis hoekom ek altyd so verwys na dit sommer as die na-kruisboodskap, met ander woorde, die sukses van Jesus. Jesus, dit breek nie af aan Jesus nie, die enigste werklikheid bly Jesus Christus, maar die sukses wat hy vir ons behaal het aan die kruis, en ons gaan nou bietjie daarna gaan kyk, maar as ons gaan kyk na Genesis 1, dan skape God die mens in sy beeldnis en sy gelykenis, en Genesis, hy sê vir die mens, maar jy mag nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie, altyd 'n keuse, God gee vir elke mens 'n keuse, reg deur die skrifte, tot vandag toe, dit gaan die lewe oor jou keuses, jou vandag is as gevolg van jou keuses van gister, en môre is as gevolg jou keuse van vandag, so dit bly net keuses, en God het vir die mense sê, jy mag nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie, want jy sal sekerlik sterf. Die mens eet daarvan en hy sterf. En ek het op 'n vorige lering daarna verwys, hoe God dan die mens voor hom geroep het, en die vrou, en die man, die vrou en die Satan, en God het gesê vir die vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Met ander woorde, God sê, hy gaan iets kom doen. Dit is nie ons wat die herstel moes gebring het nie, want hy sê, ons het gesterf. Nou kom Efesiërs 2, hy sê, julle wat dood was in julle sondes, het hy lewend gemaak. Hoe kan iemand wat dood is in sy sondes? So voor die kruisiging was jy dood in jou sondes, totdat jy die lewe van Christus aanvaar het. Hoe kan 'n dooie mens iets aan sy saligheid doen? So baie belangrik daarin dat ons kyk, en God het hulle probeer beklee en bedek met die vyeblare, en God het in Genesis 3 vers 7 en die 21ste vers het God die mens beklee met die vel van 'n dier. Met ander woorde, hy het daardie bekleding vir die mens gegee, wat dan die offerandes is, en dat die mens deur die hele Ou Testament, deur hierdie offerandes, probeer het om hulle probleem te bedek. Maar God het gesê, daar kom 'n tyd wat ek 'n herstel gaan bring, en as iets herstel is, as iets reggemaak is, dan gaan dit nie meer nodig wees om dit te herstel nie, met ander woorde, dan is die herstel verby. So dis baie belangrik, en hy kom in Johannes 1 vers 29, en hy sê, daar is die lam, sê Johannes die doper, hy sê, ek het 'n tyd gehad, ek het 'n werk tot nou toe gehad, daar is die lam van God, wat nou die sondes van die wêreld gaan wegneem. Ek het julle tot nou toe gedoop, met die doop van bekering, en julle vir die afwassing van julle sondes. Maar hy sê, daar kom 'n groter werklikheid. Jesus beskryf dit, dat die Johannes die doper was die grootste wat uit vroue gebore is. Hy sê, maar die kleinste in die koninkryk is groter as hy. Jy sien mense, dit is belangrik dat ons verstaan, dat daar was 'n ouer, en ons kan dit nie misken nie, maar daar het 'n nuwe gekom, en dit help nie, ons wil in die skade wees bly sit, en ons kom nie by die werklikheid uit nie. En dis hoekom ons maar met mekaar gesels oor hierdie werklikhede. En hy sê, ek is nie eers moeite werd om sy skoenveter vas te maak nie. So Jesus se werk is baie groter. En ek het dit ook vir ons gewys, hoe hulle dan by Johannes 2 kom, waar Jesus die water in wyn verander. En sien jy, dit het nie oor water en wyn gegaan, dit het daaroor gegaan, dat Christus wys vir hulle, dat hierdie ou prosesse wat 4000 jaar lang gevat het, want wyn word gemaak, hoe langer hy staan, hoe beter word hy.
En jy kan nie wyn net onmiddellik vat nie, maar hy gaan en hy vat gewone water en hy verander dit onmiddellik in wyn. En hy doen daardie wonderwerk en selfs die Heer sê dat die nuwe is dan beter as die oue. En ons wil in ons tradisie en ons godsdienst nog steeds by die oue sit. Met ander woorde, 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, en wie die Satan of die God van hierdie wêreld julle sinne verblind, sodat jy die heerlikheid van Christus nie sal raaksien nie, sodat jy sal bly onder die oue en nooit by die nuwe sal uitkom nie. Dis hoekom ek wil net daai nuwe vir julle voorhou, die nuwe werklikheid wat gekom het, die sukses van Jesus na die kruis. En hy vra vir hulle sê vir Jesus nou, gee vir ons 'n teken. Hy sê, breek hierdie tempel af en ek sal hom in 3 dae oprig. Hy sê, maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Jy sien, dit is hulle kyk na die natuurlike, want hulle sê 46 jaar lank gevat en u gaan hom in 3 dae oprig. Onmoontlik. Jy sien, want in die natuurlike is dit onmoontlik. En as jy na jou sondes en kyk, dis waar ek was, voor ek hierdie woord gehoor het, die vryspraak, die woord van geregtigheid, het dit vir my onmoontlik gelyk, dat ek by 'n werklikheid uitgekom het, dat ek soveel vir die Here gesê het, ek sal nooit by 'n werklikheid kan uitkom nie, ek kan my sommer nou al vat, en dat ek nou maar gaan waar ek moet gaan. Maar Here, asseblief, as daar 'n werklikheid is, wys dit vir my. En die Here wys vir my hierdie goed. Hy sê, hy is getrou, hy sê Jakobus 1, hy sê, as jy iets kort kom vra, en hy sal vir jou gee sonder om te verwyd. Die ander woord is so belangrik dat ons dan kyk, en toe ek hierdie werklikhede sien, toe sien ek, weet jy wat, en hoe onwerklikheid het ek geleef, want ons wil bly by hierdie oue. Hy sê, nee, en eers na die opstanding van Jesus sê in Johannes 2, kon hulle verstaan dat hy het oor die liggaam van sy tempel gepraat. Hulle kon dit nie voor die tyd verstaan nie, want as hulle dit verstaan het, sou die duiwel dit verstaan het, en dan sal hy nie toegelaat het dat Christus gekruisig word nie. 1 Korintiërs 2 vers 8. So, en dan weet ons van Caiaphas, wat dan in handeling in Johannes 11 gekom het, en toe hulle praat en hulle wil Jesus om die lewe bring, toe sê hy, julle weet niks. Dis beter dat een man vir almal sterf as wat die hele volk omkom. Hoekom? Hy sê, want die loon van die sonde is die dood, en alle mense moet sterf, maar Caiaphas kom, hy sê, nee, dis beter, los hom, dat een man sterf, kom ons laat hom sterf, want as wat die hele volk omkom, dan sê hy, en hy het dit nie uit homself gesê nie, want hy het nie geweet wat hy sê nie, maar hy het geprofeteer, met ander woorde, God het dit ingesit om vir ons te skryf, dat ons moet weet, dit is beter dat Jesus sterf, en 'n werklikheid vir ons bring, as wat elke mens daardie werklikheid probeer bring. So mense, belangrik, dan kom hy, dan sê hy, goed, nou is die werklikheid Romeine 1, hy sê, die regverdige sal nou uit die geloof lewe. Paulus sê, hierdie evangelie is die krag van God. Hy kom in Romeine 4, wat net vir my belangrik is, dat ek wil dit net met ons deel. Dan kom hy, dan praat, dan verduidelik hy kort, reg deur die skrif, plek. Belangrikste een, gaan skryf hom neer, lees hom elke aan, 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21. Lees hom, dan gaan jy hierdie boodskap elke plek kry, staan in elke boek wat geskryf is, maar kom ons lees hom gou in Romeine. Hy sê vers 24, dan praat hy van Abraham, die vader van geloof. Het gaan net oor geloof. Ek het dit ook laas genoem, hoe hulle in Handelinge 19 gekom het, en Paulus kom by disippels, en hy vra, het julle die Heilige Gees ontvang? Nee, sê hulle, ons het nie eens geweet daar is Heilige Gees nie. Maar die Heilige Gees moes die mense in die volle werklikheid lei, en as jy nou nie eens gehoor het daar is Heilige Gees nie, dan wil jy nie graag na hierdie stem luister, wat vir jou sê, gaan aan, luister na hierdie woord van geregtigheid, luister na die vryspraak nie. Efesiërs 4 vers 18 sê, dat julle is geskei van hierdie lewe van God nou, deur onkunde, omdat julle nie weet nie. Hy sê, omdat julle harte verhard. Mense verhard hulle hart, omdat hulle nie die weet van die Heilige Gees, want die Heilige Gees sê vir jou, gaan in geloof, glo wat Jesus vir jou gedoen het, moenie dit probeer self doen nie, moenie gaan doen wat Abraham gedoen het toe hy Isak moes gehad het, toe gaan probeer hy eers met die slavin nie. Moenie jou eie ding probeer oprig nie, word 'n gelowige, glo wat God gedoen het. Nou sê hy sê Romeine 4 vers 24, maar dit is ook om ons wil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Dan praat hy van Jesus en sê, Jesus wat oorgelewer is ter wille van ons misdade,
En opgewek is, sien, dis 2 aksies. Die een is om te voldoen aan die oue wat 4000 jaar gedoen het, om te voldoen in 'n punt te bring en te sê, dit is volbring. Dis wat hy gedoen het. 3 dae in die graf, toe staan hy op. Hy het dit vertel in Johannes, ons het nou hoeveel voorbeeldjies daarna geluister. Na 3 dae staan hy op, of op die 3de dag staan hy op, en hy bring 'n nuwe lewe, 'n nuwe werklikheid, 'n nuwe tempel, dit wat hy vir hulle sê, nuwe wyn, die vinnige, die oomblikkelike, nie 4000 jaar nie, maar net hierdie werklikheid van die graf en die opstanding, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons geregverdigmaking. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Jy sien, nou sê hy, wanneer jy dit geglo het, wanneer jy gelowige geword het, dan is jy geregverdig. Hy sê, deur die geloof geregverdig is. Dan gaan hy verder, dan sê hy, nou het jy vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Jy het nou vrede, jy soek nie, jy probeer nie meer vrede maak nie. Hy sê dat hy het nou vir ons die bediening van versoening gegee. Hy praat hier later, vers 9 tot 11, Romeine 5, ook van die versoening. Hy sê, ons het nou vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hy sê, deur wie ons ook deur die geloof, net deur die geloof, die aanvaarding van die sukses van Jesus Christus, dit wat ek nou vir ons bring, dit gee vir jou toegang tot die genade, verkry tot die genade waarin ons staan. Mense, dis die toegang tot die genade deur 'n gelowige te word. Baie mense praat van genade, maar ja, jy moet jouself maar toets. Hy sê, interessant, Hebreërs 2 Korintiërs 13 vers 5, hy sê, ondersoek jouself. Hy sê, toets jouself, of jy in die geloof is, of Christus nou in jou is, of Christus nou jou lewe is. Hy sê dat jy nie verwerklik is nie. Toets dit. Kyk of dit so is, en of probeer jy nog die werklikheid, probeer jy nog regverdig word, probeer jy nog by die genade uitkom, of is jy 'n gelowige? Want as jy nog self dit wil doen, is jy nie 'n gelowige nie. Gelowige is iemand wat glo dat Christus dit gedoen het. Hy sê, genade waar ons staan, hy sê, en ons roem in die hoop op die heerlikheid. Met ander woorde, daar is vir ons die heerlikheid. En dan bring hy daai selfe werklikheid vir ons. En hy gaan verder. Toe het ek die vorige keer ook vinnig verwys na 'n skriffie wat kom, Hebreërs van Jeremia 31 vers 31 tot 33 gaan praat hy sê bring 'n nuwe verbond, hy sê verbond waar hy in julle sondes en julle oortredinge nie weer sal dink nie. Dan gaan hy verder, dan praat hy in vers 13, hy sê, en as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud geword het is verouderd en naby die verdwyning. Jy sien, dit is besig om te verdwyn. Dan kom hy in Hebreërs 9, dan praat hy van vers 8 af, hy sê al hierdie vorige goed, die offerandes en alles, hy sê is net, hy sê dit was, vers 9, hy sê was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Dan gaan hy verder, hy sê dit was net verskillende wassings, vers 10, hy sê tot op 'n tyd van herstelling. Hy sê maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige. Hy sê hierdie goed, vir 4000 jaar was dit. Hy sê, maar nou het daar 'n nuwe werklikheid gekom. Hy sê, Christus opgetree, hy sê, vers 12, hy sê, Hebreërs 9, ook nie met die bloed van bok en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring, 'n ewige verlossing. Mense, dit is so belangrik. Dan gaan hy verder, dan sê hy, en dit is net bloed. Hy sê, en Christus kan nie oor en oor geoffer word nie, want hy het 'n eenmaal offer gebring, dan spel hy vir ons dit weer uit in die 26ste vers, hy sê, want dan moes hy sê, as jy nou elke keer die bloed van Jesus wil pleit, hy sê, dan moet hy dikwels geleid van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Dis Afrikaans. Hebreërs 9 vers 26, ek kan nie meer oor dit sê nie. Dan praat hy daar in die hoofstuk 10, die eerste 4 verse, hy sê, as jy nou weer kom by hierdie offer vir sondes, wat jy van jou sonde probeer wegdoen, hy sê dan, in plaas daarvan wat dit vir jou, dit moet jou bewussyn van sonde wegvat, herinner dit jou, elke keer daaraan, dat jy 'n sondaar is en dat jy dit mis. Jy sien, hy sê elke keer as jy vergifnis wil hê en wassing van sondes wil hê en al daai goed, hy sê dan herinner dit jou, want net 'n sondaar kan sondes afwas. Hy sê dit, in plaas daarvan dat dit 'n werklikheid moes bring, het dit
jou net herinner aan die onwerklikheid waarin jy was. Dan sê hy vers 7, Hebreërs 10, hy sê dat Jesus het gekom om u wil te doen, o God, en dan gaan hy sê nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spysoffers en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, want dit het u nie behaag wat volgens die wet geoffer word nie. En sy sê vers 9, hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg en om die tweede in te stel. Hoor mooi mense, hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. En dit is wat van ons 'n gelowige maak. Vers 10 sê, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. So hy het gekom om die sondes weg te neem. Hy sê, en ons moet nou gelowige word. Nou kom ons gaan na Hebreërs, daai skrifgie toe, Habakuk 2 vers 4, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, en dan kom hy by Hebreërs 10 vers 38 en sê selfde ding, maar die regverdige sal net uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. So as jy nie in geloof staan nie, hoor wat sê hy van jou. Ek het dit nie daar geskryf nie. Nou kom in die 11de hoofstuk en sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Vaste vertroue. Nou kyk, wat is geloof? Om vas te staan in dit wat God sê, nie dit wat jy dink nie. Om vas te staan met, al klink dit hoe onmoontlik, en dit is die probleem met die bediening van geregtigheid, die vryspraak wat ons aan u voorhou, dat mense sê dit kan nie so werk nie, maar kyk hoeveel mense het gedink dit wat God sê, vir jou kan dit nie werk nie, maar wanneer jy geloofsgehoorsaam is, dan werk dit vir jou. Nou gaan hy dan sê hy, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Kom ons kyk, vers 6, Hebreërs 11 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik. Sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Mense weer eens, ek wil nie daaraan skuldig bevind word nie. Nou kom ons gaan verder, hy sê vers 7, hy sê deur die geloof het Noag toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat hy nog nie gesien het nie, wat met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van die huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. In ander woorde, Noag staan, hy bou hierdie groot boot. En sê van wat se ding is hierdie? Hy sê vir die Here, sê ek moet hom bou. Hierdie ding kan op water ry. Maar waar is die water? Daar het nog nie gereën nie. Wat se water? Hulle lag vir hom. Hy sê God sê julle moet julle bekeer en in hierdie ding inklim. En almal klim in, die Bobbejane, almal klim in. En die mens klim nie in nie. Hy steur hom nie daaraan nie. Maar Noag was geloofsgehoorsaam, hy het gehoor wat God sê, hy was gehoorsaam aan geloof. Dis waar die hele skrif gaan. Gehoorsaam aan geloof, en hy en sy gesin is gered. Nou gaan hy kom en praat hy van Abraham. Hy sê deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenisse ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof is hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak, Jakob en mede-erfgename van dieselfde belofte. Jy sien, God sê vir Abraham trek. Hy het baie goed, maar waarheen trek ek? Ek weet nie, maar God sê ek moet trek, dan trek ek. Jy sien, dit is geloof. Dis die werklikheid van geloof, en dis waarmee ons mekaar moet help, dis waar ons sukkel, is met hierdie geloof. Jy sien, God sê vir hom trek. Nou gaan hy verder, kyk mooi, deur 11. Sarah moet 'n kind hê. Sy lag eers, maar kyk wat gebeur later. Deur die geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, met ander woorde toe dit onmoontlik was vir haar om iets voor te bring, doen God dit. Jy sien, toe dit onmoontlik was in die Ou Testament vir die mens gebring, om iets voor te bring, Petrus sê in Handelinge 15, dat hoeveel julle die wet op die volk sit, wat ons en ons voorvaders nie kon onthou nie. Onmoontlik. Toe gebeur die werklikheid. Net deur die geloof het sy krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, en sy het gebaar omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Sy het geglo dat dit wat God sê 'n werklikheid is, en dit het gebeur. Nou gaan hy verder, nou praat hy hier van Abraham. Hy sê deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, dis vers 17, Isak geoffer, hy wat die beloftes ontvang het, dat sy eerstgeborene geoffer, aan wie gesê is,
in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Nou, mense belangrik, Isak was 'n groot man gewees, hy het al gedra, hy het die hout gedra, so hy kon weggehardloop het, maar hulle was geoefen in die geloof. Jy sien, en hy het gekom en gesê, ek gaan dit doen, en Isak het gaan lê, ja pa, dis reg so, God het so gesê, en doen ons dit, en hy het gaan lê, en hy het gesê, maar Isak, en God het gesê, hier lê die vader, die nageslagte, soos die sand van die see en die sterre van die hemel, al maak ek hom dood, hy sal weer lewe. Jy sien, dit is wat geloof is. Hy sê, en dit, vers 19 sê, daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Sien mense, dis geloof. Moses, deur die geloof, vers 24, het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Ek sou dalk in my ou lewe 'n skiem uitgewerk het. Ek werk nou nog skems uit. Dis hoekom dit nodig is dat ons met mekaar praat hier. Jy sien, hy sê hy het absoluut nie na die natuurlike gekyk nie. Hy sê, en die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Jy sien, in geloof, hy het vasgestaan, hy het die onsienlike gesien. En dit is ook hoekom toe God vir hom sê, slaan die water, toe glo hy dit, want hy het die onsienlike gesien. Hy het besef, hierdie God kan alles doen. Job het gesê, niks is by God, geen plan is by hom onuitvoerbaar nie. Nou kom hy, nou sien jy wat geloof is in die Ou Testament. Nou kom hy na die 39ste vers, Hebreërs 11. Nou kom hy na ons toe. Nou kyk jy na daai ouens waar hulle was, dan sê hy, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Nie een van hulle die belofte verkry nie. Hoekom? Omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Wat sou word nie? Volmaak sou word nie. Sien mense, die werklikheid wat God vir ons gegee het deur geloof. Daai ouens moes wag dat hulle ingesluit kon word met die opstanding van Jesus Christus. En lees, ek dink dit is 2 Petrus 3 wat daaroor praat. Mense, baie belangrik. Dit gaan absoluut net deur hierdie werklikheid van geloof. Dat God het gekom om hierdie werklikheid vir ons te bring. Nou, hy toebroeitjie om so bietjie, want as ons net na geloof gekyk, nou praat hy reg deur geloof, en almal praat van geloof, jy moet net glo, jy siek, ag glo net. Kyk wat sê Romeine 1 vers 5, hy sê ons moet nou geloofsgehoorsaamheid verkry. Jy sien, jy moet nou nie net geloof, jy moet gehoorsaam raak aan die geloof. En dan kom hy in die 16de hoofstuk vers 25, dan sê hy dat ons nou geloofsgehoorsaamheid verkry as bevel van die ewige God. Met ander woorde, dis nie net sommer 'n ding wat Paulus sy duim gesuig het nie. Hy sê dit is 'n bevel van die ewige God. So Paulus kom, die eerste boek, Romeine 1 en Romeine 16 sê hy, jy moet geloofsgehoorsaam word. Die laaste boek, Hebreërs, geloofsgehoorsaam. En die hele werklikheid van geloofsgehoorsaamheid is, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Ons moet met mekaar daaroor praat. Hoekom? Want God wil hê ons moet sien dat die werklikheid, die herstel het plaasgevind, sodat ons weer in hierdie lewe kan heers, soos in Genesis, dat ons weer in hierdie volmaaktheid kan wandel, nie meer ek nie, want ek lewe nie meer nie, maar Christus is my lewe, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is, want God wil ons voorberei vir die dinge wat vir ons geslag voorlê, maar dit is absoluut net deur geloofsgehoorsaamheid. Evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus. Amen.